nie gesond word nie. Opsny, skoonmaak en weer toemaak. Pastoor het in die week op die gedagte geplaas van Jesaja, wat oor die blaas, oor sy bene geblaas het en tot lewe gekom. En die vat ek my been en blaas oor hom en donderdag aand 'n stuk op die bed en ek hou vas my been en liggies die been het begin deurskeer deur die val. En toe ek aan die been vat en ek trek net liggies, toe trek die hele kraakbeen uit my been uit. En onmiddellik was die verligting daar, ons geen pyn nie. Die pynpille gebruik. Halleluja. Halleluja. Is daar nog iemand? Here is goed. Always. Here is Always. Always on time. Altyd goed. Halleluja. Nog iemand? Iemand nie? Halleluja. Gister het die Here vir ons 'n boodskap gestuur wat gesê het, ons kom kerk toe, maar ons prys en worship hom, maar ons doen dit uit gewoonheid. Ons het gestagneer. Daar is nie meer vuur in ons nie, daar is nie meer daardie oomf, om te kom sê daai oomf, om te sê, wie wat dit is wat ek wil doen nie. Ek wil die Here loof en prys nie, ek wil opstaan vir hom, ek wil sy naam groot maak, ek wil by die kerk uitkom om sy naam groot te kan maak, en nie net om 'n seat te kom volsit. En dit laat my terugdink aan Jesegiel 37, van die dorre bene. Hoeveel dorre bene is in ons? Vanoggend het ons die voorreg gehad om op hierdie mat te kan wees en die Here te loof en te kan prys met alles wat in ons is en te sê, Heer, vat my terug, daar waar ek my mandjie gelos het. Vat my terug, daar waar ek vergeet het van die Heilige Gees, Here. En dit is daai dorre bene wat ons vanoggend voor die Here moes gelê het en gesê het, Here Jesus, asseblief, help my om weer lewe te kan blaas in hierdie bene in van my. Here Jesus, ek het nodig dat U weer hierdie seënings, hierdie beweging te laat kom, want onthou hierdie dorre bene beteken niks nie. Dis dooie goed vir al die. Vanoggend toe ek die tyding kry van Alta se moeder wat oorlede is, Sondag was sy nog hier gewees met haar reistool en vanoggend is sy weg. En dit kom by my op, hoe vinnig is ons lewens verby. Hoe vinnig word ons, blaas ons laaste asem uit, maar hoeveel van daai asem wat ons uitblaas, het ons gebruik as die Heilige Gees wat in ons werk. Hoeveel van daai asem wat ons hier vandag gebruik het, het ons werklik gebruik om met alles in ons die Here te loof en te prys. Hoeveel van hierdie asem het ons werklik gebruik om te sê, Here, I repent this morning, I repent. Ek sê, Here, asseblief blaas, ek wil profeteer oor my eie lewe. Kom ek vra jou hierdie vraag. Kom ons staan op. Kom ons staan op. Ek weet ons het nou vanoggend in die kerk ingekom en ons het mekaar gegroet. En nou wil ek dit weer vra. Kom ons loop gou na mekaar toe. Dan kyk jy met hoeveel glimlag te kry jy wanneer julle mekaar groet. Kom ons loop, kom ons groet mekaar. Groet mekaar. Asseblief, groet mekaar. Ek wil nou sien hoeveel glimlagte is daar werklik. Want ek beloof vir jou, hier's meer dik as wat 'n glimlagte is. As jy met so 'n gesindheid iemand groet met 'n glimlag wat daar is, dan is daar 'n teken van die Gees van God wat in jou beweeg. Daar's 'n teken van die Gees van God wat uit jou uitkom. En jy sing nie vir jouself dik lank gesig nie. Want dit is werklik die waarheid. Prikkels. As jy my moet uitkie. Amen, man. Amen. Amen. Want jy sien, ons het hierdie ding in ons, ek kan nie hierdie een groet nie, of ek moet nie dit doen nie, of ek moet nie dat doen nie. Weet wat, vergeet van jou dorre bene wat in jou lewe is, en begin jy vra vir die Gees van God, om jou lewe oor te neem. Begin jy vra vir die Gees van God, om jou op te tel, daar waar jy geval het. Ons het nou vanoggend het ons gehoor van hierdie awesome getuienis, toe hy geblaas het oor sy bene. So ek vra vir jou, hoe lyk jou gees in jou?
Is hy dood of is hy lewend? Nee, is te laat, daar was klaar weer. So ek vra jou nou, is jou gees lewend of is jou gees dood? En onthou, die Here sê vir ons, baie keer hy sê, kry jy 'n boodskap, jy moet jou tentpenne verskuif. Dis nie te sê, jy moet jou tent, jou huiswoning verskuif nie, dit gaan oor jou geestelike lewe. Dit is wat jy moet verskuif. Maar hoe gaan jy hom verskuif as jy dooie, dorre bene het, as jy nie senings het wat werk, as jy nie vleis het om jou lewe, hoe gaan jy dit beweeg? Want ons het vergeet van die werking van die Heilige Gees. Ons het vergeet, die woord sê vir ons, hernie jou denke. So hoe gaan ons denke hernie? En om hierdie denke te hernie, het jy die Gees van God nodig. En om hierdie denke te hernie, het jy nodig om in die wil van God te beweeg. Want anders het jy moeilikheid. So hoe doen jy dit werklik? Hoe doen jy dit werklik? Ek beloof vir jou, ek sit vanoggend daar agter en ek dink en ek het stook gebid het vir altalle en ek kom by my op. Ons is hierdie dikbekke, ons is hierdie kwaad mense. Ons is te bang om te glimlag. Ons is te bang om vriendelik te wees. Ons is te bang om vir iemand in die week toe gee liefie vir my 'n ding wat sê toe slaan dit jou so lekker van kindness of wat vriendelikheid kos het krag. Vriendelikheid het krag. Vriendelikheid het krag. God se Gees het krag. Want dis die enigste ding as hy in jou is, kan jy nie dikmond wees nie. As hy in jou is, het jy 'n gejubelende in jou hart. Jy het 'n huppel in jou stap. Hy sê vir jou in Habakuk, hy sê vir jou, hy gee jou voete van die van 'n rib op hoë berge sal jou veilig laat staan. Die Here my God gee vir my krag. Hy kan nie jou krag gee as jy dooie bene het nie. Hy kan nie vir jou krag gee as jy nie die Gees van God toelaat om in jou te werk nie. Het jy toegelaat vanoggend dat die Gees van God in jou werk? Het jy werklik toegelaat toe jy gebid het? Of het jy net daar kop onder so bo gesit met oë toe en gesê kom ek vat 'n nap? Dat ek net gou 'n power nap vat. Ek dink toe by myself vanoggend toe op my knie is, as die Here Jesus moet lyk soos wat ons lyk. Hoeveel van ons gaan hom werklik dien? Hoeveel van ek en jy gaan God werklik dien as hy moet lyk soos wat ek en jy lyk? En dit maak my bang, want hy sê ons is daar die ewe beeld geskape. Dit maak my bang. En dan kom dit in my gees op terwyl ek daar sit, maar hoor hierso, ek is bietjie hoogmoedig, ek kan nie vir Renier gaan groet nie, want Renier se baard is te lank. Of nee, daar sit nog so 'n bietjie kos in sy baard. Of nee, Renier het vir 6 dae terug laas gebad. Ek kan hom nie gaan groet nie. Dis die attitude wat ons het. Of nee, wie wat? Ek like die ding. Jy weet, hy attitude. As God daai attitude moes gehad het met ons, waar sou ek en jy gewees het? Waar sou ek en jy werklik gewees het vandag? My boetie en my sussie, ek wil vandag vir jou sê, dis hoekom ek gevra het, gee vir my 'n getuienis. Hy het ons so awesome getuienis gegee. Norman is die enigste ene, pastoor Norman is die enigste wat vir die waarheid gesê het, maar is God nie goed vir julle nie? Het hy niks vir julle gedoen nie? Ek dink dit was gister, wanneer ek vir iemand gesê het van, jy weet, ons kyk hierdie klein goedjies van Jesus mis, en dit is net die asem wat hy vir jou gee. Ons kyk dit mis. Weet jy hoekom kyk ons dit mis? Want dit beteken vir ons niks, ons is alledaags. Ons aanvaar dit van selfsprekend. Wanneer begin jy God weer ernstig opneem? Wanneer begin jy werklik te wandel met die Gees van God, met die Heilige Gees wat in jou is? Sê gou vir my, wie van julle is heilig? Wie van julle het geen sonde nie? Okay, nou maar wat is die probleem? Hoekom kyk julle neer op mekaar? Hoekom kan julle nie mekaar groet met 'n vriendelike gesig nie?
Wat is die probleem? Ek kan dit nie verstaan nie. En ek sê weer soos ek te volgende op my knieë was en ek is daar op my stoel en ek bid vir die Here en ek sê Here asseblief moet net nie lyk soos wat ons lyk nie. Want ek dink niemand sal nou koning Jesus wil aanbid nie as hy lyk soos wat ons lyk. En Here, ek skaam my as ek moet weet, Here. U het gesê ek lyk soos U. Ek is geskape na U beeld. Here, dan moet ek my kop in skaamte laat sak. Dan moet ek my kop in skaamte laat sak. Want Here, U sien, ek het hierdie verskonings in my Here. En volgens toe bid Suster Nanet en sy sê van die skierige Agie gees wat loer. En wie wat is die beste van alles? Geen gees kan hier inkom as die gees van God hier is nie. Net jy wat hier sit en dit toegelaat wat dit ingebring het. Niemand anders nie. So jy weet wat jy hier inbring. Jy weet wat jy toelaat in jou lewe. Jy weet. Handelinge 1 vers 8 is so mooi. Hy sê, en jy sal die gees van God ontvang wanneer hy uitgestort word oor jou. Wie die uitstorting van die Heilige Gees ontvang het? Wie het dit ontvang? Ons almal het dit ontvang. Ons almal. Hy het dit nie net vir een spesifieke mens gegee nie. Maar hoekom gebruik ons dit nie? Hoekom gebruik ons dit nie? As die Here vir ons hierdie ernstige boodskap stuur, wat hy vir ons sê, ons soek nie meer werklik sy aangesig nie, ons soek nie meer werklik daardie die Heilige Gees die werking nie, ons aanvaar alles van selfspreekend, wil ek vandag vir jou sê, het ek en jy moeilikheid? Het ek en jy werklik moeilikheid? So ergens het ons van die pad afgedwaal. Ergens het ons van die pad afgedwaal. Nou waar het ek en jy verkeerd gegaan? Efesiërs 4:13 sê dit so duidelik. Ons kan hierdie dinge oorwin met die krag wat koning Jesus ons gee. Ons is nie bang te wees om dit te doen nie. Filippense 4:13. Dit is wat God wil hê ek en jy moet doen. Hy sê kom terug na my toe, buig jou knieë nederig en repent. En as ons dit vanoggend het jy die voorreg gehad om voor sy voete te kan lê. En ek het vir Suster Nanet gesê, go, let the spirit flow. As ons nou hier moet lê vir 6 ure, lê ons vir 6 ure. As ons die Gees moet toelaat om te werk, laat ons hom werk. Hierdie gemeente het nog altyd toegelaat dat die Gees van God werk. So hoekom kan ons vandag, hoekom staan ons vandag in die pad? Hoekom laat ons nie toe dat die Gees van God in ons werk nie? Hy kan nie werk as jy hom nie toelaat nie. Because he's a gentleman. The Spirit of the Lord is a gentleman. Hy gaan nie op jou afforceer nie. Hy gaan vir jou sê, hy gaan vir jou klop, ja. Hy gaan klop, maar gaan jy vir hom oopmaak? Gaan jy vir hom oopmaak? Waar het jy jou mandjie langs die pad verloor? Waar het jy, vanoggend toe jy moes gebid het, moes jy gevra het, Here, vat my terug op my voetspore, tot daar waar ek U verloor het. Want as jy die Gees van God verloor het, het jy God verloor. Amen? Amen. So waar het jy hom verloor? Dis waar jy dorre benig begin raak het. Dis waar jou bene heeltemal uitmekaar uitval. Dis waar jy nie eers meer by mekaar kan kom nie, man. Op Koos Ras is 'n song wat hy geskryf het, daaroor kan die rivier langs die kerkhofmuur brand daar in die nag 'n spookvuur. Dis hoe jy gaan lyk. Jy gaan net 'n spook wees. Maar as tyd dat ek en jy bid en verder as jy Jesegiel 37 gaan lees, dan sê hy, profeteer, spreek, blaas, bid oor daardie dorre bene. Is jy bereid om oor jouself te bid? Is jy bereid om oor jouself te profeteer? Jy kan nie vir iemand anders gaan bid of profeteer as jy dit nie in jou eie lewe toepas nie. Ek gee nie om of jy 'n profeet is of jy 'n apostel is of wat is nie. As dit nie in jou eie lewe van toepassing is nie, kan jy dit nie in iemand anders se lewens gaan toepas nie. Want dit wat in jou lewe is, gaan ek oordra, wat in my lewe is, gaan ek oordra na iemand anders se toe, sodra ek vir hom bid en profeteer. So daardie dorre bene
kan nie dorp bly, Anna, ek kom nie. As ek na pastoor Elsie toe kom en ek wil sê, maar die Here, broeder, my sister, is maar dat die Here jou met 'n plat hand gaan klap en sê, hou op my naam vals gebruik. Want jy is dood. Jy het vergeet van my 'n paar kilometer terug, het jy jou mandjie gaan neersit. Dis tyd dat jy dit moet optel. Daarom het die Here hoeveel boodskappe vir ons gestuur. Sprei julle vlerke, wees soos 'n arend. En 'n arend sprei sy vlerke wanneer hy begin sprei. 'n arend sprei sy vlerke wanneer hy sy kinders beskerm. 'n arend se vlerke is daar om homself te beskerm. En sy uitspansel is so wyd, is om sy grondgebied te vergroot. En julle ken my, ek is 'n Jabes fan. Ek bid daai gebed elke dag. Bid ek daai gebed. Nie net oor myself, nie oor my hele gemeente, nie net vir elke gemeente, dit nie, maar oor hulle families en hulle vriende ook. Spreek ek dit uit. Maar jy sien, die grondgebied is dood. Want jy is dood. Want jy is dood. Daar kom die triek. So wat maak jy met jou dooie grond? Wat maak jy met jou dooie grond? Gaan jy 'n ploeg kry en dit omskaar? Gaan jy dit begin bewerk? Geen boer kan gaan plant. Hoor wat ek sê, as hy nie sy grond bewerk het nie. So as jy kom en jy kan nie jouself, jou grondgebied bewerk met die gees van God nie, kan jy nie groei nie. Kan jy nie jou vlerke sprei nie. Kan jy nie jou tentpenne uitskuif nie. Ek sê weer, vergeet van die tentpenne wat sê ek fisies, dit gaan oor jou spiritual life. Dit gaan wat binnekant jou is. Dit is wat binnekant moet groei. Of het jy gestagneer? Kom ons weer terug, ek het gestagneer, want ek het dra dooie bene saam met my. Ek het so 'n hele sak vol dooie bene. Here, asseblief, gee my die krag om te kan blaas, self te profeteer. Nee, Here, ek het nie name nodig om oor my te profeteer nie. Ek self moet dit doen, Here, want U het vir my die boodskap gegee, Here. Ek is nie second hand nie. I'm the best. Want hy het gesê, jy's waardig. God het gesê, ek het jou waardig gevind. Daarom het ek my seun gestuur om vir jou aan die kruis te gaan sterf. En toe hy gesterf het hy net vir my gesterf. Hy het gesê, julle beer kom. Nee. Dis hoekom jy moet gaan lees wat staan in Johannes 3 vers 16 en 17. Hy sê, want God het so lief gehad die hele wêreld, hy sê vir die hele wêreld lief gehad. Hy het vir ons elkeen lief gehad. Daarom het hy gekom en hy het gesê, elkeen van ons, en dit is ek en jy wat moet bely, dis jy self, en ek sê weer vandag vir jou, ek kan nie hier 'n boodskap van hierdie kansel afbring, as hierdie boodskap nie van toepassing in my eie lewe is nie. As ek nie gaan ondersoek en stel in my eie lewe nie, kan ek nie uitbeweeg nie. Daarom sal ek en jy stagneer. Daarom sal ons soos 'n begrafnis lyk. 'n Stoet wat agter jou gaan aanloop. En wie loop agter jou aan? Almal met dorre bene. Want hulle is 'n followers. Hulle is jou followers. Hulle is jou followers. Ek lees vanoggend net my dagstukkie het gegaan oor 2 Korintiërs 1 vers 3-4. En waar hy gesê het, en jy moet die mense daar buitekant gaan vertroos, is my woorde, so met dieselfde vertroosting gaan gee, waarmee jy vertroos is. Waarmee vertroos God jou? Waarmee vertroos God jou? Hy vertroos jou nie met 'n dik bekkie. Hy vertroos jou met vrolikheid, man. Hy vertroos jou met liefde, vrede, vreugde, blydskap, lankmoedigheid, sagmoedigheid, nederigheid. Hy gebruik jou met selfbeheersing. Al die dinge gee hy vir jou. Maar hoekom laat ons dit nie toe nie? Hoekom laat ons dit nie in ons lewens werk nie, sodat hy hierdie dorre bene van ons weer lewe kan kry nie? Ek dink is tyd dat ons Jesegiel die 37 oor onsself gaan spreek en sê, Here, ek vat hierdie hoofstuk vir myself, Jesegiel 37, Here, en ek kom vandag in die naam van Jesus, Here, en ek profeteer oor my eie lewe, Here, en elke dorre been, Here, raak hom aan in die naam van Jesus, Here, geef hom krag, Here, geef hom nuwe lewe, Here, plaas 'n nuwe asem, Here, because he gave you 'n hyssop, en 'n hyssop is 'n nuwe lewe.
Dis tyd dat ons begin opstaan en tyd om te gaan terugvat wat ons in is. En dan gaan weer sê, hou op, die vyand, die skuld gee. Die vyand kan jou niks doen nie. Hy's reeds oorwin aan die kruis. Dis jy wat die vyand toestemming gee om te doen wat hy doen. Dis jy wat dit toelaat. Nie vyand alleen nie, hy het nie die mag nie, hy's kragteloos. Jy gee hom die krag, jy gee hom die mag. So daai mag, daai krag wat jy vir hom gee, why you don't give it to God? Hoekom gee jy nie daai selfe krag en daai goed wat jy vir die vyand sou gee? Hoekom gee jy vir die Here en sê Here, bring dit oor my? Ek dink in die week het ek gepraat oor die negativiteit. Ek stel glad nie belang in negativiteit nie. Ja, iemand het my gevra van ek dink die suster nou die aand gevra van het ek gehoor van die ek sê nee, ek stel glad nie belang nie. Ek het geen belangstelling in enige negativiteit nie. Want my verlede is weg. My negativiteit is weg. Die Here het vir my positiwiteit gegee. Hy het my 'n toekoms gegee. Hy het vir my gesê ek het jou vandag in 'n hiernamaals gegee. Maar vat jy dit? Vat jy dit? Dis tyd dat jy moet skoonmaak. Dis tyd om af te sny. Dis tyd om te sê Here, hier is ek opnuut. Find me at the feet of Jesus. Find me at the feet of Jesus. Ons is 'n klein groepie. Ons is soos 'n huiskerk. Ons is maksimum 22. Het jy al gedink as dit maksimum 220 is of 2200 is, alles is moontlik by God. Maar dit kan nie gebeur as ons lyk soos wat ons lyk nie. Ons kan nie. Dit kan nie gebeur nie. Want ek beloof vir jou, as my God so voor my staan, hardloop ek weg. Want ek sal dink hy's die duiwel van die kinderbybel. Want dis wat ek sal dink. Want dis hoe ons lyk. Dis hoe ons lyk. Daarom wil die Here Jesus sê, daar moet liefde in jou wees. Daarom wil hy hê, ja, moet vrede in jou wees, daar moet blydskap in jou wees. En jy moet die vrug van die Gees in jou lewe inneem en dit gaan uitlees. En om daai selfe vrug te kry, moet jy gaan om jou denke te vernuwe. En wanneer jy hierdie denke wil vernuwe, het jy nodig dat die Gees van God oor jou kom, sodat in Handelinge 1 vers 8 staan en sê, Here, ek wil u Heilige Gees ontvang. En as jy daai Heilige Gees ontvang het, dan gaan jy repenting doen, dan gaan jy terug na Handelinge 2:38 wat Petrus gesê het, bekeer jouself. Want ek het al lankal terug bekeer. Dis omdat jy te lankal terug bekeer het, dit is hoekom dit gaan met jou soos wat jy gaan. Jy het vergeet om elke dag te repent. Jy het vergeet om elke dag voor die voete van Koning Jesus te lê. En weet wat? En hierdie is my woorde. Jy kan hierdie blydskap in jou hê. En jy kan hierdie vrolike mens wees. As daardie ene begin lag, dan hoor die hele wêreld, en as jy lag uit 'n maag uit. Alles ek sê, dit is dan die Angie. Almal weet waar hulle is. Hulle sal nooit verdwaal hier. So uit 10.000 ek sal julle twee weet ek. Hulle twee sal jy vind. Jy sal hulle vind. Glo vir my, jy kompas nodig nie niks nie. Jy gaan hulle kry. Maar wie wat dit kan vals wees? Want hoe tree jy op teenoor iemand anders? Hoe tree jy teenoor iemand anders op? Ek kan tussen 10.000 kan ek loud lag. Maar wanneer ek one-on-one met Dries is, as ek hierdie suurknol, en dan skyn Jesus nie meer voor my uit nie. En dis reeds nou, wanneer Jesus voor my en hom moet uitskyn, wanneer ek voor hom staan, dat ek kan sien wie werklik in my leef, dat ek kan sê wie wat ek wil vashou aan dit wat daar skyn. Nie aan die mens nie, maar dit wat uit hom uitkom, want dit is Koning Jesus. Ek moet aan my sissa, ek en jy het nodig om voor God te gaan lê. Ek en jy het werklik nodig om te sê, Here, raak my aan. Dis hoekom ons so sieklik is. Dis hoekom ons nie gesond raak nie. Want ons leef nie vir Jesus nie. Ons leef nie, ons stap nie meer die pad wat ons werklik moet stap nie. Ons het hom eenkant toe gestoot. Hy is nie meer so belangrik in ons lewe. Sorry, in die week sê 'n liefie vir my, sy sê vir my, daar's iets op haar hart, ek sê ja.
Sy sê, hoekom wanneer jy bid, rammel jy dit af? Hoekom wanneer jy bid, is jy altyd haastig om te bid? En ek moes gaan stil raak en gaan repent dit. Want jy sien, die wêreldse dinge, my besigheidse dinge, begin my lewe oorneem, dat ek nie weet, hy kwaliteit tyd maak, te sê, kom ons bid saam. Ek gaan gou 'n skietgebedjie gee vir Koning Jesus. Ek gaan gou 'n skietgebedjie vir haar gee, om te sê, Here, hou net vir haar veilig, bring waar sy werk toe ry, en bring haar vanaand weer terug. Net so skietgebedjie. Wat van as die Here net 'n skietgebedjie vir my en jou genoem? Wat gebeur dan? En dit is so, en in elkeen se lewe raak ons so besig, dat ons begin ergens die woord van God af te skeep. En dit is presies wat die vyand wil hê. En weet wat hy doen niks, hy sit agteroor en hy smile. Hy is die vriendelikste mens van allen, want hy ontvang alles wat hy wil hê. En hy het niks gedoen, hy het nie eens sy vinger gelig om iets te doen nie, ek en jy gee vir hom van self. En dan moet jy gaan stil raak, en dan moet jy vir die Here gaan sê, Here, wow, dit kan nie so aangaan met my nie. Here, ek het U nodig. Here, en ek het gister mooi gedink toe ek die boodskap ontvang, en ek sê, Here, maar hierdie is presies die waarheid, dit is 'n bevestiging. Want die Here het al verlede week vir my met my gepraat oor ons tentpenne in ons geestelike lewe, wat verskuif moet raak, ons stagneer. En hier kom hierdie bevestiging. Ek het net gesê, amen, amen, dankie vir nog 'n bevestiging. Want dis wat God wil hê, ek en jy moet doen. So ek wil vandag vir jou vra, hoeveel dorre bene het jy werklik in jou lewe? Hoeveel? Ek wil hê jy moet gaan mooi dink aan. En jy het nie nodig om my te antwoord, jy moet God antwoord, nie vir my nie. En wanneer jy daai dorre bene het, moet jy vir die Here vra, Here, help my om hulle aan te spreek. En die Here sê, I gave you the authority to speak in my name. But do we really speak in His name? With that authority that He gave you? Do we really use His name and say, Lord, in the name of Jesus, I command this bones. I command them in the name of Jesus. Here, ek kom nou na U toe in die naam van Jesus en ek sê, bene, jy sal seënings kry, jy sal vleis kry, jy sal lewendig raak in die naam van Jesus. Do you really have that power to do it? Do you really have it? Soos ek weet nie wat verkeerd is, jy nie met kanker. Kom staan nie voor, kom. Halleluja. In the name of Jesus, man. Is dooie bene, kom, waar is ons dames? Kom, spreek dit aan. In die naam van Jesus spreek die dooie bene aan van die kanker, aan in die naam van Jesus. Gebed kan alles vermag. As krag in gebed. Ons het gesê ons is regverdiges. As jy nie dooie bene in jouself het nie, bid vir haar. Bid vir haar, sê in die naam van Jesus, kanker, jy sal hierdie liggaam verlaat. Of weet nie wat se kanker dit is, maar klink amper soos borskanker in die naam van Jesus. Uit is jy in die naam van Jesus. Uit. Jy het geen hou vas hierson nie. Kom ons steek ons hande uit in die naam van Jesus. Halleluja. Ons bid saam. Dankie. Here, in die naam van Jesus. In the name of Jesus. Dankie, Here. Dankie, Here. Halleluja. Kom ons gee vandag vir mekaar op met dit wat Here vir ons gegee het vanoggend. Hy het vir ons vernuwe. Halleluja. Rabasharabasikotorianda. Endorosotoria katarianda. Rabasikatarienda. Ondariandu kushikotorianda. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Halleluja. Rakabashokotorianda. Yes, Lord. Dit is Spirit. Here, ons ontvang daardie oorwinning. Vir die rang voor ons was ontvang ons daardie in the name of Jesus. In the name of Jesus. Jesus. Dankie.
Dankie Jesus, dankie Jesus. Halleluja, halleluja. O karabashara baba kuanda. Endo sotoria karabasikotorie kotoro shatarianda. In the name of Jesus. Dankie Here vir die genesing. Daai genesingskrag nou in die naam van Jesus. Halleluja, halleluja. Dankie Jesus. Halleluja. Halleluja. Dankie Jesus. Dankie Jesus. In the name of Jesus. Halleluja. Lord, you touch. You touch. You touch. You touch. Hallelujah. You touch, Lord. You touch. Hallelujah. Hallelujah. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Dankie Jesus. Hallelujah. 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 Oh, Rabba Sharaba Sutukoro Baba Kuanda. Endo Rosotori Hatarabashika Tarieko. Otori Handarabasiamba Patianda. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Dankie Here. Dankie Here. Dankie Here. Hallelujah. 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 Amen. Amen. En nou is dit haar. Sy moet nou besluit wat doen sy met die genesing. Vat sy wat Jesus wil gee of los sy dit? Dis dieselfde in ons lewens. Vat ons daardie spiritual, daardie gees van God om ons te vernuwe van kroontjie tot kroontjie of gaan ons dit los? Wat wil jy doen? Wat is jou keuse vandag by Koning Jesus? Wat is jou keuse? Wil jy nog steeds perfek bly? Gaan jy nog steeds hartseer lyk, wat mense jou moet bejammer? Of gaan jy opstaan en jy gaan vir hulle wys wie in jou leef? Of gaan jy opstaan en vir hulle sê, kom ek wys jou waar Jesus my ingevat, om my mandjie te gaan haal, maar kom ek is bereid om saam met jou te stap, om daardie mandjie te gaan haal. Is jy bereid om dit te doen? Is jy? Here, U alleen weet hoe U al gewerk het vanoggend met my Here. En U het gesê, maak net jou mond oop, die woorde sal vanself kom. Here, maak om vandag kom en ek sê, Here, in the authority that You gave me to speak into Your name, I command every dry bone to get life. I speak life over them in the name of Jesus. Here, ek vat die autoriteit wat U vir my gesê het, met alles in my, Here. Maar Here, ek vra, Here, begin met die dooie bene in my liggaam. En as hulle herstel het uit my liggaam, uit oor na iemand anders se toe, Here. Sodat hulle ontvang die gees van God. Sodat ons tot 'n besef kan kom, Here, sonder U is ons magteloos. Sonder U het ons nie 'n lewe nie, Here. Daarom wil ek vir U vra vandag, Here, o karabashara baba kuanda, enda rosatariata rabaku kushakatarienda. Here, raak elkeen van ons aan met only one touch. That's all that we need. That's that one touch that You gave us. Nobody can give it to us except You, Lord Jesus. En Here, wanneer U vir ons daai one touch gee, Here. Ek kan voel die gees van God beweeg. Want ek het sulke goosebumps in my. En ek wil vir U sê, Here, maar sonder U wil ons nie beweeg nie. Here, maar laat ons sal uitgaan, laat ons oë sal glinster soos U, Here. Maar Vader, asseblief, Koning Jesus, ek bid vandag en ek vra, Here, moenie raak soos ons raak, Here, asseblief, asseblief. Ons het U nodig, Here. Raak hierdie gemeente aan, Here. Vir elke gemeentelid, vir elkeen wat
O Here, hulle families, hulle vriende. Here, U weet ek bid dit elke dag van my lewe, want ek Jabes se gebed uitspreek in die naam van Jesus. En ek weet, my Vader, sonder dit is ons verlore. Maar Here, hierdie grondgebied in ons, Here, moet U skoon gemaak raak. En dis hierdie dorre bene wat U is. Here, ons klap dit uit in die naam van Jesus. Ons klap lewe in dit in die naam van Jesus. Ons beveel dit, Here. Halleluja. Dankie daarvoor, Here. Dankie, Jesus. Here, gee vir elkeen 'n getuienis wat hier is, Here. 'n Getuienis dat hulle kan kon getuig, soos wat Dries vanoggend getuig het, Here. Want dit lyk my, Here, ons is te skaam vir U. Ons is te skaam, Here. Want dis ons eie ekke wat in die pad staan. Want ek kan nie iemand anders so groet die Here. Ek is beter as hy. Ek is beter as sy. Here, somewhere you have to step in, my Lord. En soos wat suster net vanoggend gesê het, Here, van die Ede in Christus Kerk, Here, om maar vroeër jare het hulle mekaar so gerukkel gepluk uit die hoedensbaai en die tyebaai en al wat, Here. Ek dink dit is tyd dat U dit met ons doen, Here. Ons begin 'n wakkerskip en ons gaan sê, hey, jy is te veel hoogmoedig, kom terug na my toe. Kom na my voete toe, daar waar Maria was. Kom op my voete, ek het jou voete gewas, sê die Here. So dis tyd om dat jy kan neerbuig. Ek het jou gewys, hoe is dit om nederig te wees? Here, skielik kom Dinsdag aand in my gedagtes gaan op, Here, want toe ek 'n vraag gevra het van die woord sê in Jakobus wat hy sê, gaan bely jou sonde teenoor jou medemens of teenoor iemand. Waar kan ons teen iemand gaan bely as ons hierdie attitudes het van ons, Here? Hierdie attitudes wat ons so maklik kan vingerwys. Hierdie attitude van gou, wag, kom ek bys jou gou, ek gaan gou laat die hele wêreld weet wat het jy gedoen. En werklikheid, Here, is ons besig om mekaar dooie bene te gee. In plaas van lewe te kan spreek. Daarom wil ek U vra, Here, raak ons tweesnydende swaard aan. So wanneer ons hom gebruik, dat hy lewe gaan spreek. Lewe in oorvloed. Want Here, ons het nie nodig om op mekaar jaloers te wees nie. Want nie een van ons het iets om op jaloers te wees nie. Want U het gesê, U het ons uniek geskape. En wanneer U ons uniek skape, Here, is ons uniek op ons eie. Nie een van ons is dieselfde nie, Here. Daarom weet ek, my koning, daarom weet ek, U het iets spesiaal vir my. U het spesiaal vir elkeen van ons, Here. En ek wil vir U sê, dankie daarvoor. Daarom kom ek nou, koning Jesus, en in die naam van Jesus Christus, the power that you gave me to speak in your name, I speak a blessing, direct, out of your throne room, on each of them. Let them receive it in the name of Jesus. Let them receive the healing in the name of Jesus. Amen. Let them receive that the dry bones will live. There's life in them in the name of Jesus. Amen. Because Lord, you touched them in the name of Jesus. I pray this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. The only name above all names, Jesus Christ. Amen and amen. Halleluja. Ek weet dit was kort, en ek dink dit was kragtig. Dis wat God wil gehad het. Want hy wil gehad het 'n deurbraak vanoggend op hierdie man. En as jy nie 'n deurbraak gekry het, jy terughou, het jy vir die Here gesê, U nou,
en dis 'n fout. Amen. Enige iemand wat wil byvoeg? Enige iemand wat 'n getuie het?